Hallo en welkom by hierdie episode van Blitz Fokus. Nou, hierdie ene gaan 'n bietjie anderster wees. Ons wat's net met Annemarie gaan 'n bietjie korter wees want ons het 'n baie interessante onderhoud met iemand van die kunscommunity af wat ons 'n bietjie meer gaan vertel van hoe ons as jong mense, ons as jong kunstenaars daar kan inkom. As ook het ons 'n nuwe boek en 'n nuwe liedjie om oor te gesels vandag. Maar soos ek voorheen gesê het, soos elke episode gaan ons begin met wat's nuut. Hallo en welkom by hierdie episode se gedeelte van wat's nuut. Soos altyd is ek en Annemarie hier op die Blitz Fokusbank om vir julle 'n bietjie updates te bring met wat aangaan in die wêreld van die jeug. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed. Ek is opgewonde om hier te wees. Ja. Dit is al wat ek kan sê op hierdie stadium. Dit is verkiesingsweek. Dis rof. Dit is rof, julle, dit is regtig rof. Maar voor ons ingaan in die verkiesings, kom ons begin met waarvoor ons almal wag. Ons almal is ge-excited. Your time to shine. Dus ek is die spesialist in hierdie topik. So, laasweek was die semifinals van Dancing with the Stars. Whitney is ge-eliminate. Oh. Someone's happy. Is wat ek wou gehad het, maar nie omdat ek nie soos dis nie persoonlik nie. Maar sy was 'n professionele danser. Oh. So dit het nie vir my fair gevoel dat sy op die show was nie, omdat sy professionele dansagtergrond gehad het. Maar dit beteken my twee favorites, Alex en Robert, is in die running om die Mirrorball te wen, which is very exciting. Ek is baie opgewonde om te kyk wat hierdie week gaan gebeur. Maar dit beteken ook volgende week is ons laaste Dancing with the Stars update en dan moet ons 'n hele jaar wag voordat ons weer daaroor kan praat. So ja, maar fingers crossed vir Alex. Ek wil baie graag hê sy moet wen, maar as dit Robert is, dan sal ek ook fyn wees. So, dis either or vir jou. Ja, regtig, maar ek dink omdat ek vir Alex so lank al volg want sy's 'n influencer. So omdat ek al so lank volg aanlyn en ek het gesien hoeveel harde werk sy agter die skerms ingesit het. Soos wil my hart baie graag hê sy moet wen. Maar julle moet ons laat weet, kykers, wie wil julle graag sien met die Mirrorball huis toe stap na die finale wat hierdie week is. So laat weet ons in die comments, stuur vir ons 'n DMP op Instagram en Facebook. Julle weet waar om ons te kry en laat weet vir ons wie julle dink hierdie Dancing with the Stars gaan wen. Ja, nee. Ons wag maar vir die en ons sal maar moet bietjie kyk aan wie se kant staan wie, of julle nou met Annemarie staan of nie. Ek dink ons moet 'n poll uitsit op Instagram. Ons dat die sal mense kan beslis 'n stem. poll uitsit. Maar onthou, ek het access. Ek kan sien wie jy is as ek vir die verkeerde mense stem. So. Kom nou nie mense. Ja. Ja. En dan het ons 'n baie bietjie ernstiger noot. Ons het verkiesings. Ja, nee. So ek weet nie, take it away, François. Wel, verkiesings is hier. Dit is regional en Local authority. regional en local authority waarvoor daar nou gestem word. En dit is actually nou vandag aan die gang, soos ons mos nog weet die 26ste. Ja, en alles diep besig op die oomblik. diep besig op die oomblik. Op hierdie laat namiddag wat hierdie episode nou uitkom, is hulle nou diep besig. En ek hoop nou net laat baie meer jong mense gegaan het om te stem, want dit is nou wel iets wat ek voel is belangriker. Want ek sien deesdae hierdie jaar alleen is daar soveel jong mense wat opgestaan het, protest, hulle bring uit dat hulle hou nie van hoe dit gedoen word nie. Ja, kyk, ek dink dit is belangrik dat jy jou stem gehoor maak, want vir die rede dat dit help nie ons protest en ek wil nie sê gooi tantrums nie, maar ons gooi tantrums en ons protest en ons wil op WhatsApp groepies kla en ons wil hierdie en daai, maar wanneer jy die kans het om die verskil te maak, doen jy nie. Ja. So dit is baie belangrik dat jy as die jeug, veral ons kykers, ons ouer kykers van 18 af en op, moet definitief seker maak julle kom asseblief by polling station uit, gaan stem. Ek weet die rye is lank en die son is warm en ons bly in Namibië en maar dit help nie ons roep vir verandering en ons vra vir verandering, maar ons stem nie vir die verandering wat ons wil sien nie. Ja nee, ek moet sê ek stem beslis saam daarso. Dit gesê, ons gaan ongelukkig 'n kort wat's nuus het hierdie keer, want met almal wat gefokus is mos op die elections, op die kiesings en alles, is dit nou nie veel anders wat aangaan nie. Almal se fokus is mos om te sien hoe die land vorentoe gaan. En sover ek weet het jy 'n baie lekker onderhoud. Ek kan nie stem nie, ongelukkig. So graag soos, en dit is hoekom dit vir my so belangrik is dat die mense wat kan gebruik maak van daai geleentheid.
want almal stem of almal praat saam en ek kan soveel sê soos wat ek wil en soveel kla soos wat ek wil, maar ek kan nie 'n verskil maak nie, Ja. maar jy kan. Ja, nee. Jy wat op jou bank sit by die huis, jy kan 'n verskil maak. Ja, nee, dit is beslis waar en jy is definitely reg. Ek het 'n lekker onderhoud wat hierna kom met iemand van die kunswêreld. Ja, ek het gehoor jy het 'n lekker onderhoud wat opkom, so ek is opgewonde. Maar dit gesê, kykers, hierdie is ongelukkig al wat ons het vir Wat's Nuut, maar maak seker om, julle kan ons elke week kry, die jaar is amper verby, so ons het net 'n paar episode oor, so maak seker julle mis nie ons laaste paar episodes nie, en baie dankie vir al die pad wat julle saam ons gestap het. Bye. Hallo en welkom by hierdie episode se gedeelte van die onderhoud. Nou, saam met ons vandag het ons vir Bew and Ferris om 'n bietjie te gesels oor die kuns en kultuur van Namibia wat gedoen word deur die Namibian National Art Gallery. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goeiemôre Fransjo, dit gaan goed, dankie met jou. Dit gaan baie goed. Nou, ek is baie opgewonde om jou hier te hê, want ons het gewoonlik sport en ons het gewoonlik sangers, maar kuns het ons baie min al op Blitz Fokus gehad. So ek moet sê ek is baie dankbaar dat jy gekom het. Baie dankie, ek is bly om hier te wees. Ek is bly jy is bly, want dit is altyd goed om jou gas rustig en gekalmeerd te hê. Ja. Jy wil mos nou nie 'n stryer op die bank hê. Ja. Ja. Nou, Bew, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Wat is jou rol binne in die National Art Gallery? So wat ek doen by die galery, ek is die hoof van die bemarkings en kommunikasie, so dis regtig om toe te sien dat ons publiek weet wat by ons galery aangaan. Ons is regtig toegespits om seker te maak dat ons konsekwente en standaard inligting kan deurgee. En dit is regtig belangrik dat ons weet, die publiek weet wat by ons aangaan, want ons wil altyd voete in die galery hê. Ons wil altyd weet dat die mense interaktief met ons kunstenaars kan wees, maar ook met ons uitstallings. So dis wat ek doen. Ek maak seker die publiek weet wat by ons aangaan en ook seker te maak dat dit invloed by ons mandaat. Wow. Nou, so dat jy in bemarking en kommunikasie is, wat het jou dan getrek? Is dit maar nou net 'n werk gewees of is jy geïnteresseerd in kuns? Bedoel jy by die galery? Ja. Ja. So nie baie mense weet dat ek eintlik 'n dubbele graad in tekstiele en media het nie. So ek dink dit is 'n spesiale samesmelting van wat ek studeer het, maar ook van oor wat ek passievol is. So as ek so 'n bietjie as jy nou 'n punt bereik het, weet jy nou nie meer weet watter kant ek jy vorentoe gaan met as jy besig met ontwerp of met skryf is nie. Loop ek so 'n bietjie rond en ek word geïnspireer deur die kunswerke of ek gaan gesels 'n bietjie met 'n kunstenaar wat kom kuier het en dit help regtig om bietjie weer jou werk aan te spoor. Ek is ook nie 'n praktiserende kunstenaar nie, so dit help weer vir my om terug te kyk en hoekom het ek dit studeer in die eerste plek. Maar dit help ook om van jy daai kennis en dan weet jy, as jy kan kyk na die tegniek, na die vaardighede van die kunstenaar, dan weet jy byvoorbeeld hoe om te skryf of hoe om hierdie ding oor te dra, hoe om dit te kommunikeer. So ek dink dit alles was vir my 'n baie spesiale samesmelting. Dit was ook nie die eerste keer wat ek by die galery aansoek gedoen het nie. En toe ek suksesvol was dit net vir my amazing geweest. Ek selfs het nie geweet jy dit nou studeer nie, maar ek moet sê dit is 'n interessante smeldrie van goeders om te studeer en grade om te hê. Maar nou, wat het jou getrek aan die tekstiel en die media? Ek het aanvanklik eers media en sielkunde studeer. Ek het by sielkunde 2 weke uitgehou en my vriendin op daai stadium met fashion gedoen. Sy het my saamgesleep na die kunsdepartement en ek het nie weer uitgegaan nie. Ek het net gesien hoe die studente, hoe hulle met mekaar werk, hoe hulle die onderwerpe regtig dit is nie net iets wat jy gesê word en dit is iets wat jy moet antwoord nie, maar dit is iets wat hulle aangetrek het en ek het gesien hoe passievol hulle daaroor was en ek het 'n regtig kreatiewe ding binne in my en ek weet my ouers is altyd vol stres van die garage en alles staan vol dinge want ek kan nooit iets laat gaan nie. So dit was net 'n natuurlike uitvloei van wie ek is en my passie. Ja. Wow. Nou, so jy sê dit het iets te doen met wat jou inspireer by jou werk? Definitief.
Ek dink in die oggende as ek opdag by die gebou en ek is die enigste een. Soms raak dit so besig en 'n mens kan nie regtig kyk na die kunswerke wat hang nie of jy het miskien nog nie gesien wat die kurators mee besig was nie. Soos ek byvoorbeeld opstap na my lesenaar toe, die trappe op en ek kyk byvoorbeeld wat teen die mure hang en ek kom sit agter my lesenaar, dan is dit opnuut weer vir my inspirerend om te sien ek kan hierdie kleur miskien gebruik vandag vir hierdie tipe ding wat ek moet uitset. So dit is absoluut inspirerend om by die kunsgalery te werk en om te weet jy is surrounded deur al hierdie vaardighede van kunstenaars en nuwe tegnieke wat jy nie geweet het nie, maar ou kunstenaars wat kom uitstel wat byvoorbeeld gebruik was om vir ons te inspireer toe ons studente was. Nou, praat van studente. Ons weet mos nou al in vandag se tyd en vandag se wêreld is daar baie meer jong mense wat gaan na kuns toe in plaas van om die tradisionele kantoorwerk en alles te kry en alles. So is daar enige iets jeug gefokus by die gallery? Absoluut. Ons doen wat ons noem school walkabouts. Dis ons kuns wandelings as jy dit so kan noem. En dis regtig 'n program wat ons fokus op ons skole. So dis wat ons die skole uitnooi en ons sê kyk ons het hierdie uitstalling aan en ons berei vir hulle 'n tipe van 'n worksheet voor. En dan die skole reik ook op hulle eie uit. En wat ons gesien het met hierdie wandelings is regtig hoe 'n kind kan interaktief wees met hierdie kunswerke wat hang. Ek dink ek en jy het net gesels oor dat soms by die skole is 'n kind miskien nie so sterk in wiskunde of wetenskap of wat ook al nie. So dis 'n ander manier om vir die kind om hulle bloot te stel in kuns en tegnieke en vir hulle te wys is 'n ander manier om dan aan die gang te bly na skool, 'n ander manier wat jy vir jou kan besig hou. Maar ook dit regtig hier is 'n uitlaatspyp vir jou passie en jou vaardighede in kuns. So dis regtig die platform wat ons skep en hoe ons sien dat die skole inkom en dat ons vir hulle kan ondersteun in hierdie manier, want dit is kuns buite die klaskamer. Dis soos dit gee die onderwyser 'n nuwe manier om dan buite die klaskamer die kuns aan te bied. Ja. Ek moet sê dis nogals 'n baie mooi idee agter die program wat ek nogal gesien het vir hierdie jaar. Soos nou weer, die jeug hou van kompetisie. Ja. Is daar enigiets wat ons moet weet? Ja. Hierdie jaar was verskriklik besig, maar ek dink een van ons hoogtepunte was regtig dat ons nou weer die Bankwindhoek Triennale terugbring. Ons het dit oopgemaak op die gedurende Mei 2025. Die aansoekvorm sluit Mei 26 en dan die groot uitstalling gaan Augustus 2026 wees. En hierdie is regtig 'n gesogte kunskompetisie in die land. Ek wil amper so ver gaan om te sê die mees gesogte kunskompetisie in die land en dan ook die uitstalling daarvan. So ons nooi almal uit om deel te wees hiervan. Jy moet 18 jaar en ouer wees en jou kunswerk moet voldoende wees aan die tema wat noem wie identiteit is en al wat ons vra is dat jou kunswerk deur ons deure kan kom sodat dit kan uitgestel word. Dis regtig al en dan nooi ons almal uit en hulle die aansoekvorms kan gekry word op ons webwerf nagn.org.na. Ja, so dis regtig een van ons groot kompetisies waarvoor ons ook uitsien. Is my eerste keer vandat ek by die galery begin het, so gaan my eerste keer hierdie een wees. Okay. Nou, as hierdie jou eerste een is daar enige kompetisies waaraan jy self al deelgeneem het? Nie noodwendig nie. Net omdat die mense altyd probeer om weet jy, ek sukkel nou met Afrikaanse terme te kry, maar wat ons noem die artist administrator. So jy probeer altyd om jou deel te doen behind the scenes en ja, so ek kan nie sê daar was iets wat ek al in wou deelgeneem het nie, maar ek was absoluut gaande oor die gedagte vir die kunstenaars en jy probeer hulle so bystaan, ja. Nou, met
In terme nou van, as ons nou vat die skool walkabout en ons vat nou die opkomende kompetisie, wat se doel probeer julle bereik daar? So ons het 'n uitstallingskalender, maar ons het ook 'n aktiwiteitskalender. So dis regtig 'n samesmelting van ons aktiwiteite by die galery. Met die kunskalender probeer ons 'n call to artists vir applications uit te sit elke einde van die jaar, maar ook met die aktiwiteite probeer ons om te kyk wat is vandag op die sosiale media, maar ook in die tradisionele media, wat is eintlik die goed wat bietjie ons aandag roep, maar wat is ook goeders wat van belang is in ons skole, in ons gemeenskap, en wat is die dae wat ons kyk, ons kan 'n bietjie aandag toebring. So ons probeer 'n samesmelting van dit doen, en dan is dit 'n regtig uiteenlopende kalender van ons uitstallings en ook ons aktiwiteite wat mekaar aanhits en met mekaar praat. So vir die hele jaar is dit die Bank Windhoek Triennale wat ons na kyk. Ons het 'n opkomende uitstalling of planne met die Kaleidoscope Art School, maar dan is ons ook besig om regtig te werk aan ons desentralisering programme. Dit is vir ons belangrik om bietjie uit te reik aan ons streke en dan ander dorpies, want ons weet dat kuns is nie net iets wat gefokus kan bly of wat net die kuns en kultuur hier in Windhoek is nie. Dis die hele land vol, en ons wil regtig as die nasionale instansie in hierdie gebied wil ons regtig uitreik en daar wees vir die land. In terme van kuns en kultuur. Ja. Nou, kan jy vir ons 'n bietjie vertel van enige suksesvolle projekte wat al uitgekom het deur die galery? Daar is so baie. Ons het 'n jaar en 'n half terug het ons ingeskryf vir die Neopaint 6 months in 6 towns in 6 months. En ons het gewen. Ons het by die Karatura Community Art Center was daar the John Mafengeo Art Center, en ons het hierdie geleentheid gebruik om bietjie opknappingswerk by by ons kantore daar te doen, en dit is regtig motiverend om te sien dat as jy so hard werk, hierdie goeters, jou gedagtes en jou planne wat jy het, kan 'n mens so uitleef deur om te sien ander maatskappye, hulle deel nie net jou drome, maar hulle kan jou bystaan in dit. En met die opknappingswerk hiervan beteken dit ons kan nou meer residensieprogramme hou by ons galery in Katatura, maar dit beteken ook ons kan self in Windhoek ons desentralisasieprogramme begin. So dit was een van ons flagship suksesvolle projekte wat ons aangepak het. Wow. Ek het eers geweet van daai 6 towns in 6 months. Ja, met Neopaints, ja. Ek moet sê, dit is 'n interessante ding daai. Ja. Nou, ongelukkig kom ons nou 'n bietjie naby aan die einde van hierdie onderhoud, maar ons het nou ons laaste vraag. Ek glo ons het tyd vir nog een vraag, en dit is nou die belangrikste vraag wat gewoonlik kom aan die einde van die Blitsfokus onderhoud. Nou, Joanne, wat se advies sou jy gee vir enige jong kunstenaars wat graag wil deelneem aan volgende jaar se kompetisie? Ek sou sê, kom maak 'n draai by ons, kom gesels 'n bietjie, kom loer rond, kom kyk rond, kom sien wat is die vaardighede van ons kunstenaars, ons praktiserende kunstenaars. Ek sou sê, werk 'n bietjie aan jou portefeulje, want dit is belangrik, dit moet met jou aansoekvorm inkom, maar dit is ook iets wat vir ons wys wat is jou konseptualisasie agter jou kunswerke en jou proses. Gesels 'n bietjie met die praktiserende kunstenaars heidaglik, en dan doen iets wat jy dink wys regtig wat jou Namibiese identiteit is. Ek dink dit is baie belangrik. Ek vind so baie keer doen ons of maak ons iets omdat ons dink dit is iets wat sal verkoop, miskien aan die toeriste of wat ook al dit sou wees, maar dis nie noodwendig wat Namibiese identiteit is. So ek dink dis die mees belangrikste. Ek sou ook sê julle kan bel, 'n bietjie gesels met ons, bietjie aanklop. Kyk op die aansoekvorms, wie is die kontakpersone, en kom gesels en hoor hoe beste jy jou gedagte en jou idees na lewe kan bring. Ja. Dis baie nice advies daai. Maar ek wil net gou weer inspring. Jammer. Ja. Ek weet ek het nog sê dis die laaste vraag, maar jy het nou iets gesê wat ek glo
wat ek glo net gou 'n kort gou vinnige antwoord wat ek net wil hê. Wat van ons wat nie 'n portfolio het nie? Wat nou die ding sien en besluit dit is nou die eerste keer wat ek gaan probeer. Kan ons nog steeds aansoek doen? Absoluut. Jou portefeulje hoef nie so vreeslik ingewikkeld te wees dat jy nou vir ons wys, jy sê maar jy het nou ondervinding van 1994 nie, glad nie. Ons moet miskien 'n sketsie kan sien van wat was jou gedagte? Hoe het jy gekom tot by hierdie punt? Het jy hierdie spesifieke kunswerk wou doen of wou maak? Wat was jou miskien wat was jou wenne? Wat jy weg is 'n goeie ding? Wat was jou challenges wat jy ondervind het? So dit is al wat ons sê, kan miskien praat tot 'n volledige verhaal van jou kunswerk wat jy inskryf. So ja, dit hoef nie 'n volledige portefeulje te wees nie, maar ons moet kry 'n gedagte kan hê van die kunswerk wat jy inskryf. Okay. Ja. Nou vir baie dankie dat jy dit opbring, want ek weet baie van ons wat jeug is, wat nog nie daai ervaring het nie, sal dit nou sien en besluit maak. Ek doen dit nie, absoluut, ja. Baie dankie dat jy dit net gekleer het en alles. En baie dankie dat jy gekom het om bietjie meer met ons te gesels daaroor. Baie dankie Fransja, dit was absoluut stunning om hier te wees. Ja, kykers, julle weet tog die nou moet nêrens gaan nie, want daar is nog om te kom vir hierdie episode. Hallo en welkom by Nuut op die Rak, 'n plek waar ink en denke saamvloei en elke boek 'n geheime wêreld oopsluit. Sit terug met jou koppie tee of donker koffie en laat die sinne van die bladsy jou omvou. En kom ons delf dieper in die betekenis agter vandag se verhaal. Hierdie is Suurlemoen deur Jaco Jacobs. Nou Suurlemoen vertel die storie van 'n seun wat sy alledagse lewe en avontuur beleef op 'n humoristiese en soms chaotiese manier. Die verhaal is vol skreeu, snaakse en absurdiese situasies, wat tipies is van Jaco Jacobs se styl. Die hoofkarakter, dikwels 'n tipiese kind met sy eie unieke gedagtes en perspektiewe, kom voor uitdagings wat hy op kreatiewe en soms stoutige maniere oplos. Temas soos vriendskap, familielewe, kinderprobleme en die belangrikheid van omgee word op 'n ligte en prettige manier aangespreek. Die boek is geskik vir jong lesers, veral vir diegene wat van humeur, fantasie en die alledaagse strewelinge van kinders hou. Die titel, Suurlemoen, dui op die suur, maar soms verrassend soet oomblikke van die lewe, 'n mengsel van frustrasie en genot, wat die kind sy ervarings beskryf. En so sluit ons nog 'n hoofstuk by Nuut op die Rak. Mag die dag se woorde, wat jy vandag gehoor het, bly spook by jou gedagtes, soos die laaste lig wat oor 'n biblioteektafel val. Tot volgende keer, bly lees, bly wonder, en bly dwaal tussen die bladsye van die onbekendes. Hallo en welkom by Voor in die Koor, 'n plek waar die skaduwees van klank en die diep geheime van musiek ontbloot word. Hier duik ons in die gevoel en betekenis agter musikante en hulle liedere, terwyl die tyd stadig verbyglip en elke noot sy verhaal fluister. Vir hierdie opsomming gaan ons gesels oor Pitte deur Ivan Roux. Nou die liedjie beskryf 'n vrou met 'n sterk, onafhanklike en selfs uitdagende karakter. Sy is speels en soms onvoorspelbaar, wat die spreker se emosies op die spel sit. Hy ervaar spyt en hartseer oor die verhouding, want alhoewel sy aandui dat sy omgee en dinge beloof, voel hy dikwels buite en nie in beheer nie. Haar optrede word metafories beskryf as om die hart soos 'n banjo te speel en om hom soos 'n mango te eet, wat wys hoe sy liefde en emosies geniet sonder noodwendig opregtigheid of respek. Die koor se herhaling van "en spoeg die pitte uit", net die pitte uit, simboliseer hoe sy die waardevolle dele van die verhouding weggooi of misbruik.
Die spreker reflekteer oor wat kon wees as dinge anders gegaan het en verlang daarna om 'n kans te hê om die verhouding reg te stel. Die lied kombineer romantiek met pyn en fokus op verlore geleenthede, mislukte verbintenis en die uitdagings van liefde wat nie altyd reguit of eenvoudig is nie. Dankie dat jy saam met ons deur die skaduwees van klank en betekenis gereis het. Neem hierdie stilte, laat die notas nog bly by jou hart verklink en kom terug volgende week om die geheime van 'n nuwe kunstenaar en hulle musiek te ontbloot. Ongelukkig kykers, is dit altyd wat ons het en ek hoop julle het gegaan, ek hoop julle het 'n bietjie gaan stem en seker gemaak julle stem word gehoor. En as ook, ek hoop julle deelneem in die opkomende kompetisie, julle van ons wat kunstenaars is, ons jong kunstenaars. En soos wat ons nou nader kom aan die einde van die jaar, baie dankie vir julle wat saamgekom het, sien julle volgende week, totsiens.